Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Nou ja, hier is iets wat ons nie gereeld oor gesels nie. Amarai Clark is 'n lid van die SA vroue bofbalspan, dis die junior span, en sy is gekies om in Julie maand Suid-Afrika by 'n internasionale toernooi in die Verenigde State te verteenwoordig. Amarai sluit nou by ons aan oor hierdie mylpaal vir wat dit vir haar beteken te gesels en ek is baie bly jy's hier, Amarai. Baie dankie vir jou tyd. Dis nie 'n sport wat ons gereeld oor gesels nie. Dis nie 'n groot sport bofbal in Suid-Afrika nie, is dit? Met vroue nee, mans is dit groot in Suid-Afrika, maar vroue het 4 jaar terug eers begin. Regtig, hè? Ja. Dis interessant. Hoekom is dit so, dink jy? Ek dink omdat soos baseball nie eintlik 'n vrouesport soos as 'n vrouesport gesien word nie, maar ons werk om dit baie meer soos internasionaal groter te maak. En ja. So heel duidelik is dit deel van die plan as jy Rockford toe gaan net buitekant Chicago om dit dan nou uit te bou. Hoe dit gebeur? Wel So wat ek vir jou eintlik wil vra is die span wat jy gemaak het, hoe is die span gekies en van daar af hoe werk dit dan? So ons het nie baie baseball clubs in Suid-Afrika nie, maar ons het 'n paar in Gauteng en dan 'n paar in die Weskaap. So daar het ons dus 'n toernooi gehou en dan uit daai toernooi het hulle 'n SA span gekies wat ons dan oefen en dan ja. En die SA span is dit meisies van die hele Suid-Afrika en al die clubs verteenwoordiging daarvan. Ja. Uitstekend. Hoe het jy begin speel? Ek het eintlik begin met sagtebal en toe ek by 'n klub aangesluit en toe vra hulle daar vir my of ek wil kom baseball speel. Verduidelik gou vir ons die verskil tussen sagtebal en bofbal. So daar's nie veel van 'n verskil nie. Die reëls is baie dieselfde, maar die bases is baie groter en die bats verskil en dan die bal is kleiner. En een word oorhand gegooi en die ander een onderhand. Dis die ander verskil, nie waar nie. Is dit, wat doen jy in die span? Is jy net 'n cover of is jy iemand wat daarom kan gooi daarby saam? Ek kan gooi, maar ek speel eintlik die posisie se naam is shortstop. So dis tussen tweede sak en derde sak. Ek verstaan. Vir mense wat nog nooit bofbal gesien het nie, verduidelik net die prinsipe van die spel. So daar's 4 sakke en dan So wat hulle in Engels sou noem bases. ja. Wat dan so die batter en dan gooi iemand uit vir jou en dan bat jy op en dan hardloop by die sakke. En jy kan uitgevang word en dis natuurlik een van die groot dinge is hoe vinnig jy na elkeen van hierdie sogenaamde bases toe hardloop. Ja. Hoe oefen mens daarvoor? Wel, fiksheid, ons doen redelik fiksheid om vir die spoed op die bases en goed en dan net fielding en soos wat jy met op die grond hou en dat ding. En ek wil jou vra oor die kolwerk. Hoe moeilik of maklik is dit om die bal raak te slaan want die kolf is klein, die bal is klein. Hang af wat so vinnige pitcher jy het, want baie keer is jou pitcher so vinnig dat jy swaai maar net en jy hoop jy die bal. Swaai en hoop en hoop dit gaan vir die beste. Dis heel duidelik iets wat nog veel meer blootstelling moet kry, nie waar nie, want dis nie 'n sport soos jy sê, dis nou maar eers onlangs die afgelope 4 jaar. Wat dink jy sal moet gedoen word vir jou om uiteindelik professioneel te gaan speel en die blootstelling daar te kry? Eerlikwaar, ons het nie baie soos funding nie. So dit is 'n self-funding toernooi. So ek voel ons kort ook soos blootstelling met mense wat soos help sodat dit nie net self-funding is nie. Wat kos so 'n toer na Chicago toe? Gee ons 'n bietjie insig. Die toer wat ons nou het is 65,000. Dis baie geld. Ja. En jou ouers help jou heel duidelik daarmee, nie waar nie? Ja. Goed. En is daar meisies wat nie kon gaan as gevolg van die kostes wat daarmee saamgaan? Daar is 'n paar ja. Dis jammer, nee, dit is regtig jammer. As jy nou vir kinders by die skool vertel, waar is jy op skool net so terloops? Hoërskool Swartkops. Goed, so as jy nou as kinders hoor jy speel bofbal of baseball, vra hulle jou uit daaroor, is dit iets wat aandag trek? Baie mense is verbaas omdat dit nie sulke groot sport is nie. So baie min mense weet eintlik dat dit is 'n sport in Suid-Afrika. In Randburg is daar een van die beste sogenaamde diamonds en dis waar ons 2 van ons beroepspelers opgelewer het so 'n paar jaar terug. Is daar baie plek om te speel in Pretoria? Redelik, daar's by ons klub en Watter klub is jy by? ek is by Valhalla. Goed. Wel, ons het nie veel clubs eintlik in Pretoria wat
soos baseball. So eintlik ek dink dit is net ons klub. Goed. So daar's nie baie velde waar mense aangetrek word dan hulle ry verby en sien, maar daar's 'n diamond. Ek wonder hoe werk dit en gaan kyk nie, né? Ja. Dis een van ons probleme. Wat dink jy sal vrouens moet doen in Suid-Afrika om die sport groter te maak? Wat is julle verantwoordelikheid as spelers? Adverteer ons en mense nooi. Ons nooi baie mense om te kom probeer want dalk is dit iets wat jy geniet. En as mense kom speel, wat sê hulle daarna? Wat is hulle gevoel? Meeste mense geniet dit want dit is omdat die bal baie ligter is. Meeste mense wat baseball speel, speel sagte bal ook. So omdat die bal baie ligter is dit iets wat vir hulle makliker kom en wat ook meeste mense geniet dit nadat hulle kom probeer het. Vertel vir ons van die toernooi in Chicago. Hoe gaan dit werk? Ons gaan Chicago toe en dan is daar 'n toernooi van 10 dae. So ons gaan elke dag 'n game speel of 2 games speel. So wat 2 dan- wedstryde elke dag. Ja. En speel julle teen ander clubs? Clubs, soos nou, Ja, nee, in die toernooi. in die toernooi. Ja, ons speel teen soos colleges van Amerika en goed. Ja. Natuurlik gaan dit 'n groot uitdaging wees want vir hulle is bofbal of baseball dis tweede natuur nie waar nie. Dis Ja. soos Amerikaanse voetbal daar. Ja. So hoe sien jy dit? Hoe dink jy gaan ons doen daar? Wel, ek dink ons het redelik nogal baie geoefen en hard gewerk. Ek voel omdat hulle baie sterker is, weet ek nog nie wat gaan gebeur nie. En as jy kyk na hulle standaarde, ek neem aan daar's redelik televisie wat mense kan kyk. Die standaarde is heel duidelik baie hoog in Amerika, nie waar nie? Ja. So wat verwag jy daarvan? Mm. Hoe voel jy daaroor? Dink jy julle gaan die mas kan opkom? Dink jy julle het 'n kans om te wen in die toernooi? Ek dink ons het 'n kans want ons is nogal 'n sterk span, soos die span wat Rockford toe gaan, is nogal 'n sterk span. So ek voel ons het 'n kans, maar ook hulle is baie sterk. Hoe oefen julle saam? Is daar 'n kans vir julle om 'n kamp of 2 by te woon waar julle almal saam kan oefen en mekaar beter te leer ken as 'n span? Want jy het gesê die meisies is van reg oor Suid-Afrika. So nou oefen ons individueel, soos Gauteng mense oefen saam. So baie keer gaan ons Boksburg toe om saam hulle te oefen en hulle kom baie keer na ons toe. Maar dan die mense van die Kaap en al, hulle het dan hulle eie oefeninge. En soos wat ons gedoen het toe ons Uganda toe was, die dag wat ons gevlieg het ons soos 'n dag voor die tyd laat almal bymekaar kom en toe het ons ook geoefen en mekaar leer ken en al. En hoe dit in Uganda gegaan net so terloops? Hulle was eintlik baie sterker as wat ons verwag het. Hulle het soos coaches van Japan en alles gekry. So ons het 'n paar games, 1 of 2 gewen teen hulle, maar hulle was nogal 'n baie sterk span. En hoe was die toestande daar? Die veld self was nie te sleg nie, maar oor die algemeen, maar die veld self was goed. Uitstekend. Ons is baie bly jy het by ons kom kuier. So wil jy vir ons in ons oorfluister dat julle miskien die ding gaan wen in Chicago al dan? Ja. Ek hoop beslis so. Amarai, baie dankie vir die tyd en sterkte. Ons sien uit daarna dat dit goeie uitslae gaan wees. Dankie. Jong Amarai Clark, 'n lid van die SA Junior vroue bofbalspan. Bly ingeskakel. Ons is net hierna terug met Lorraine Olivier van Staal Make-up en Effect en heel duidelik gaan mense dit nodig hê. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dis lekker om jou saam te hê. Gaan gryp gou nog daai ekstra koppie koffie. Ons is net hierna terug.